Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars, ons is dan nou op die lug met die program Ons Gesels oor alles en nog wat. En so 'n stukkie nuus uit Stilbaai uit, dit reën heerlik hierso en ons is so dankbaar teenoor ons Hemelse Vader vir die reën wat val. Ja, Jackie, ons gaan sommer dan by jou begin. Veronica sit oorkant my, soos natuurlik altyd, gewoonte, en ons begin met sport. Ja, dankie. Goeiemôre luisteraars. Leonie, Veronica en ons dame wat ons op die lug hou en sy het vir ons gesê as daar miskien 'n dip is, dis maar die weer, so dis nie ons skuld nie. Dis lekker om die bakker te paas, nê. Dis wat die mense dit genoem het. Bakker paas. Sy is ons klankingenieur en regisseur. Ja, ek was net te stadig. Ek wou eintlik voor Leonie gegroet het, glad nie groet nie, en net gesê het ons kop af met 'n huppel in ons uitsending. Daar wen die Blitsbokke New York se trofee en ook die beker vir die sewes van die jaar. Dit wil gedoen word. Net bo Fiji, maar wow, dis iets om oor trots te wees. Veronica, jy kan seker nie wag vir die Springbokke nie môre. Goeiemôre luisteraars. Ja, Jackie, ek kan nie wag dat jy weer daar gaan sit voor die TV en alles dophou nie. Okay, dan praat ons gou-gou oor die 15 bokke. Ja, Veronica het gesê van die bokke wat kom en ons gaan daar sit. En dan, dis die lekker. Nou kom die bitterpil. Die bitterpil, Leonie, dit is nie lekker nie. Ja, nee, die bitterpil, soos wat ek gesê het in Sondag se boodskap van Kruisbaai af, Jackie, het ek gesê, weet, ons kla hierso in ons land oor die petrol en ons kla oor brandstofpryse en ons kla oor die rand wat geval het en alles. Hier by ons het sulke goed geval en gestyg, maar dan is die realiteit daar, dat op soveel plekke is daar regtig missiele wat val, bomme wat val, drones wat ingestuur word. Maar dit is ook ons deel wat ons die petrolpryse kan bring, so jy kan sommer maar bring dan, wat is dan die pryse tans? Ja, luisteraars, hierdie is natuurlik geskat, dis nog nie vasgestel nie, want dis moes eers in April, eerste week in April, maar die geskatte prys wat Radio Fynbos in die hande kom kry is petrols 93 styg met R3.87 per liter, die 98 oktaan styg met R4.27 per liter. Die diesel is waar ek dink ons die hardste gaan slaan word, want ons boere het dit so nodig. R7.45 per liter. Dis die 005 en die 0005% R7.15 per liter. En die parafin wat ek baie jammer is oor, want baie huishoudings wat swaar kry, gebruik dit om in die winter warm heaters aan te sit en so. So dis dit, dis 'n bietjie slegte nuus, maar soos Leonie gesê het, Leonie, toe ek die goed lees, want ek weet nie of dit voor jou tyd was nie, kyk, ek is mos nou baie ouer as jy, toe jy daai jare toe ons 30 liter op 'n slag kon gekoop het, jy mag nie meer as dit 'n dag, of ek weet nie 'n week, of ek weet nie wat nie, maar daar was, gelukkig is ons nog nie daar nie, luisteraars. Ja, daar was mos 'n rantsoen op dit gewees. Ek weet van dit, ek weet van dit, ek kan nie sê ek kan dit onthou nie, maar ek weet ook dat mense daaroor praat, jy weet of dit dalk nou weer kan gebeur, maar ons vertrou, Jackie, en ons glo en ons hoop en ons weet dat daar net een hand is wat hierdie oorlog regtig kan stop, en dit is ons Hemelse Vader se hand, en vir my is dit maar net iets altyd wat hy sê, bid en hy sal antwoord, en so glo ons sal dit wees. Maar terwyl dit reën, kom ons gee nou 'n bietjie goeie nuus daarom van die damme dan nou weer. Ja, en soos brandstof, wil ek amper dink water is meer belangrik, en ons kyk na die damme, Korentepoort damme 47%, Duiwenshoek is 80%, Olofgrove 60%, en Jongensfontein gewoonlik 100%. Lekker om dit te hoor, soos ek sê, dis meer kosbaar, baie keer, ek weet nie hoe om dit te vergelyk nie, maar water is ongelooflik kosbaar. Ons kan nog winkel toe loop, maar ons kan nie dors gaan nie. Dis wat ek dink. En nou ja, hier het ons Veronica welkom terug, want sy het haar bril gaan haal. Sy het nie vergeet om haar bril te gaan haal nie. Nou die luisteraarskeuse, dit is nou lekker om 'n nuwe luisteraars welkom te heet. 2 luisteraars, Lida en Jan Jacobs van Stilbaai, het 2 sangers gekies, 2 sangers, seker elkeen een, ek weet nie wie se is wie se nie,
Nou, hulle eerste keer, of 'n keuse was Johannes Kerkorrel, Halala Afrika, en dan Pussycats in Mississippi. 2 pragtige songs, Lida en Jan. Dankie dat julle deelneem. Ons gaan een speel gedurende in die program, en die ander een gaan ons regisseur speel net na die program. So moenie afsit nie. Jan en Lida sit maar lekker daar op die stoep op haar en luister na die songs na Radio Fynbos se uitsending. Ons gesels oor alles en nog wat. Veronica, humor of Ja, ek dink die humor vir die oggend is dat ja, my luisteraars vir daai onderbrekings en uithardlopery. Ek wil maar net 'n bietjie in die reën gaan hardloop. Dit was so lekker, ons het so lank lank reën gehad en die reendruppels heerlik hier buite, maar ek het my bril gekry. So ja, humor. Pa klaar by die skool, meneer. Nee meneer, jy kan braggies nie vir my seun 'n 0 gee vir geskiedenis nie. Die meneer sê, wat sal jy doen as jou seun nie eers weet dat Jan van Riebeeck dood is nie? Die pa, meneer, nou is jy baie onredelik. Ons woon op Klawer. Ons het nie eens geweet die man is siek nie. Nou ja, daar is dit. jy weet, en ek chip weer in, mens kry sulke snaakse en hierdie luisteraars alles gestongenetjies, so spot met niemand nie. So sien dit in daai lig. Ek het nou die dag so koerant opskrif gelees wat vir my baie snaaks is. Ek het hom seker 2 of 3 keer gelees, omdat ek so baie lag. En die opskrif sê van die koerant sê, skeel man huil by die verkeerde begrafnis. Sjoe, dis erg. So met alle respek gesê. Nou ja, dit is maar so 'n bietjie humor, ons wil 'n bietjie humor bring, ons is bly dit reën. En die lekkerste is, hoor die donder weer so in die agtergrond. Ja, dit is mooi. En nou het jy gesê die woefies is bang, né? Ja, vir al die jokkies, en ek weet een van ons vriendinne luister vanoggend en haar klein jokkie Lily is ongelooflik bang. Jy gee hulle 'n kalmeer dingetjie, maar jy moet hulle eintlik baie styf vashou die hele tyd. Hulle ou liggaampies bewe die hele tyd. Hulle verstaan dit nie. Shame, nou ja, soos wat die mense in die salonne sit en rondloop, dan hoor mense die mense kla baie van mure. Ja, Mure met die dis reg. Ja, nie Mure. muur. Ja, so ons gaan gesels oor mure, hulle maniere en hulle giere. Maar voor ek dit begin, wil ek by hierdie 2 wat saam met my vanoggend hierdie program deel, vra, hoeveel pote het 'n muur? Ek sal sê, as ek kan skat Leonie, 4, Veronica. 6. 6 Leonie is slim. Ja. Maar die mens kan, hulle is so klein, jy kan Ja. nooit regtig kyk na hulle pote. 'n Spinnekop se pote kan jy nog sien, maar 'n muur het 6 pote. Hy het 3 pare aan elke kant van die bors, van sy Okay. borstuk. En dit is om hulle te help om te loop, te klim en dan kos rond te dra. So waar ons hande gebruik, het hulle 'n stel pote ekstra. Ek weet nie, het julle al mure dopgehou nie. Nou, as 'n klein dogtertjie was, het nogal altyd vir my 'n storie gewees. Dan hou ek hulle dop. En het julle gesien as hulle by mekaar kom, dan lyk dit of hulle so swinkies swing. Ja, ja. Dis amper asof hulle vir die ander een sê, hou net moed. Hierdie Ja. korreltjie wat jy dra, gaan nie so swaar wees nie. Jy gaan hom by die gaatjie uitbring. Of dalk sê hy net vir die ander een, weet jy wat, jy's amper daar. Maar dis vir my mooi, né? Pragtig. Ja. En ek het een keer 'n boodskap oor dit gebring, as ons as mense net partykeer bietjie so by mekaar gaan stil staan en net so 'n wyle vir mekaar sê, weet jy wat, jy gaan dit maak, Ja. of weet jy wat, jy is op die regte pad. Maar mure is baie suksesvol. Ja, hulle is een van die mees georganiseerde insekte op aarde. Nou ja, interessante perspektief is, hulle is, soos jy gesê het, ongelooflik suksesvol. Wetenskaplikes skat dat daar biljoene mure, ongeveer 20 kwadriljoen mure op die aarde is. Dit is nou 20 met 15 nulle agteraan. Saam kan hulle moontlik meer weeg as al die mense op die planeet. En daai is nogal vir my 'n vraagteken. Dis nogal, ek sal daarvan hou om 'n bietjie meer in te gaan op daai ene. Wel, vang 'n muur, weeg hom en haal dit met 20, dan kyk jy. Op watter skaal moet ek hom weeg?
'n Wiley skaal gaan nie eens werk daar nie. So wanneer ons hulle in ons huise sien, bots twee wêrelde eintlik net 'n bietjie. Die mens se leefruimte en die natuur se klein werkertjies. Jankie, gaan jy vir ons sê hoekom skielik so baie mure? Ja, hoekom is daar nou skielik so baie mure? So asof hulle nie bang is vir die donder weer in die reën nie. Dis warm weer, reën of seisoenveranderinge. Mure soek kos en water. Hulle bou of herstel hul nesse. Nou mure leef in baie goeie georganiseerde kolonies. Die koningin lê al die eiers, die werkers mure soek kos, bou die nes en sorg vir die larwes. Soldaatmure weer beskerm teen gevaar. Soos in klein samelewing elkeen 'n spesifieke taak. Kan jy dink hoe is daai job descriptions uitgewerk? Dis ongelooflik. Ek weet nie hoe weet die een waar gaan die ander nie, maar hulle loop ons in rye. Nou meer as 12,000 spesies mure in die wêreld en kan verskil van plek tot plek. Ek het interessant genoeg nou die dag met 'n oomie gesels, as 'n afgetrede boer. En hy het vir my gesê, sy plaas was aan die een kant van die rivier en sy vriend se plaas aan die ander kant van die klavier van die rivier. En hulle het verskillende mure daar gehad. Ja, en ek kon nie lekker nog langer met die oomie gesels, die oomie was bietjie besig. Maar ek sal graag met daai oomie gesels. Wat 'n interessante oomie. Hy is in Riversdale en sy naam is Onfani. Ja. Onfani, WhatsApp ons asseblief. Ek het nou die dag gesien, ek kan nie onthou waar nie, maar dit is oor 'n meer of wat ook al, wat dit soos 'n paadjie is. En dit is 'n tipe rooi groot muur wat hulle soos 'n paadjie gebou het, nê? En wat die koningin muur en almal nou eers kon oorgegaan het dan. Yes. Ja, nee, ons verstaan dit nie. Ja. Nou hulle bestaan al baie lank en leef al meer as 100 miljoen jaar op aarde. Lank voordat mense bestaan het. Nou wonder ek, hulle was nie in die ark nie. Nee, want daai is nog 'n interessante een, nee, Leonie. Ek dink hulle was in die ark, want die Bybel sê nogal gaan na die muur, lei ark en Wys met ek dink nogal hy gaan die ark daar. My pa het dit altyd vir my gesê, gaan kyk hoe werk die mure ja. Hulle is klein, maar hulle wêreld is ongelooflik georganiseerd. Bou stede onder die grond, maak hulle eie paaie. Dis 'n hele beskawing wat reg onder ons voete leef. Nou verskillende mure, ons kry die suikermure, logies, hulle is klein, maar hulle hou van soetgoed, kos. Ja, maar weet jy Veronica, hierdie kom ons noem dit Engels statement wat hulle hier gee is hulle is klein en hulle hou van soetgoed. Hoekom vertel ons mediese mense vir ons as jy soetgoed eet raak jy vet? Kyk vir daai mure. Ja, maar daai mure beweeg terwyl hulle daai soetgoed eet. Hulle sit nie net nie. Dan die weermagmure, Jankie. Trek in groot groepe rond en vang ander insekte. Dis interessant. Die snyermure dra stukkies blare terug na hulle neste. Ja. Groot, swart, donkerbruin mure maak gate in die grond of hout. Ek het nie geweet hulle maak gate in hout nie. Groter as gewone huismuur, die huismuurvariëteite party 8 tot 15 mm lank. Het sterk kake waarmee hulle kan byt. Bly in die grond onder klippe, plaveisel, ou hout of boomstompe. En daai goed byt seer. Ja, ek wil nou net sê, hulle is die maatjies wat byt. Ja. Met hulle lol jy nie daaroor nie. En een keer was daar, dis 'n ware val, dit is 'n ou, ek weet nie of hy 'n vliegtuig geval het of wat ook al nie. En hy het 'n kwaai sny gehad. En toe was daar hoeke van hierdie mure. Ek weet of julle dit weet. En toe het hierdie mure hom basies steke gegee. Want soos wat die muur gebyt het, dan sny dit mos nou net af, sy kop af. En so het hy oorleef. Ja. En wat hulle ook agtergekom het is dat die spoeg van daardie muur, dit was ook baie goeie genesing
vir daardie erkebond wat hy toegedoen is. Dis eintlik ongelooflik. Ja, Weet jy Leonie, laat my dink luisteraars en Veronica en almal. Dis ook 'n ware verhaal of 'n ware ding wat nog steeds gebeur. Een of ander voël, ek wil amper dink is die kraai, maar ek is nie seker nie. As hy vol parasiete en luise is, dan gaan sit hy op 'n muurnes. Dat hulle dit afvreet. En dan gaan hy weer aan. Dis dan ongelooflik. Ja, hoe die natuur. Ja. Ja. Luisteraars net so vinnig, ons is besig met ons gesels oor alles en nog wat. Van Radio Fynbos, die uitstilbaar uit regstreeks. En terwyl julle vir ons luister, val die druppels lekker hierson. Dit klink so lekker hier in die ateljee as dit so val. Ek kon nie vanoggend 'n muur kry om te weeg nie, maar hulle kan 10 tot 50 keer hulle eie gewig dra. Sjoe. Hulle kommunikeer hoofsaaklik met reuke en aanraking. Nou daai wat Leonie gesê dat dit lyk of hulle gesels. Ek wonder of dit nou Dit moet maar dit wees. ja. Kort gesê, mure lyk klein, maar hulle het 'n baie komplekse en georganiseerde manier van leef. En die tipe mure en hulle gedrag kan van streek tot streek verskil. Mure loop in 'n lang ry omdat hulle kommunikeer met reukspore. Kry een muur kos, word 'n chemiese spoor gelaat vir 'n ander een om die pad na kos te volg. Yes, so hulle is altyd mededeelsaam. Nou verskillende muurspesies hou afstand van mekaar aangesien hulle territoriaal is. Kom het ek nou hierdie sinnetjie gevat? Territoriaal is. Hulle verkies om nie naby mekaar te bly nie. Elke kolonie beskerm sy eie gebied waar hulle kos soek en nes bou. Gevegte kan uitbreek wanneer 'n ander spesies of kolonie hul gebied binnekom. Ek het dit nog nooit gesien nie. Ek sal like om te sien hoe beklei hulle. Jy weet Ek daai. dink hulle staan in daai potjies so te mekaar. En daai kake gaan so op en af. Die chemiese reuke, wat wetenskaplik is, feromone noem, herken mure mekaar. Dit help hulle om te weet wie behoort aan hulle kolonie en wie is 'n indringer. As die reuk nie reg is nie, beskou hulle die ander muur as 'n vyand. So jy moet reg ry. Jy moet reg ry. Ja, is ons mense ook so. Ek dink so. Jy moet baie keer reg ry voor jy van iemand hou of iemand van jou hou. Ek weet nie. Nou ja, luisteraars, Lida en Jan Jacobs, terwyl ons so praat oor mure en baie mure in Afrika, as die regisseur reg is, gaan ons sy knik of sy is altyd. Ek het al hoeveel keer vir julle gesê sy het eerste prys om regisseur te wees. Gaan ons luister na Lida en Jan se versoek. Lida en Jan Jacobs van Stilbaai, Halala Afrika van Johannes Kerkorrel. Daar sou ons het geluister na Halala Afrika en ons is nog steeds by die mure. So ons hoop julle het lekker saam met ons geluister na hierdie versoek van Halala Afrika. En dit was dan van Lida en Jan Jacobs van Stilbaai. So mure, selfs nog steeds mure. Ja, Leonie, ons het geëindig met as die reuk nie reg is, beskou hulle die ander muur as 'n vyand. Dit is die rede dat verskillende muurspesies eie gebiede het. Een soort kan byvoorbeeld in 'n grasperk wees, ander nader aan die huis of onder klippe kan hulle leef. Boere en mense wat baie buite werk, merk hierdie dinge dikwels eers op. Hulle hou die natuur oor baie jare op dop. Weer eens 'n bewys, selfs die klein wêreld van mure, in die klein wêreld van mure, is daar reëls, selfs grense, amper soos in die menslike wêreld. Nou Jackie, wat gebeur met die dooie mure? Nou sterwende mure kan ook stukkies kos of ander materiaal terugdra na die nes en word dan soos 'n gewone koloniemaat hanteer. Ja, ek dink ons moet eers sê, wat van die mure, die dooie mure, daardie wat ons so vergif. Werkersmure het 'n gedrag om die dooies weg te dra. Dit beteken hulle tel die dooies op sterwende manier op, dra dit weg van die nes
en plaas dit op 'n mierebegraafplek of 'n afvalhoop om die nes skoon te hou en om siektes te voorkom. Die sterwende mier kan sekere chemiese reuke afgee. Party gifstowwe beïnvloed gedrag en verwarring, soos om die dooie mier rond te dra sonder 'n duidelike plek waarheen. So die chemiese stowwe maak die ander de mekaar en dan loop hulle al in die ronde of op en af met 'n mier en hulle weet nie wat om te doen nie. Dit sterwende mier of 'n dooie mier. Ja, Maar as jy, sorry Leonie. nee, jy kan seker daar aangaan met daai miergif wat die hele kolonie vernietig. Ja, ek dink net so by myself as ek dink aan ons as mensdom, hoe besig met daai mure se begrafnisondernemers nie wees nie, Ja. in hulle nes op te dra. Nou miergif kan soms die hele kolonie vernietig. Sekere soorte gif veroorsaak iets besonders. Baie moderne miergif werk nie deur die mier onmiddellik dood te maak nie. Die gif is so ontwerp dat die mier dit as kos optel en terugdra na die nes toe. Dit word dan gedeel met ander mure, aangesien mure eintlik baie sosiaal en mededeelsaam is. Sodoende vergif hulle onbewustelik die hele kolonie. Nou koningin enigste een wat eiers lê en die larwes. Ja, so mens, dis ongelooflik, jy raak so kwaad as die mure jou goed so bepak en lastig is, maar as jy luister hierna dan sê ons altyd, jy moet nooit jou menslike gevoel teenoor 'n dier maak nie, of uitspreek nie, of dit verpersoonlik nie. En 'n mens is geneig om dit te doen, want nou begin ek die mure jammer kry. Ek ook, ek kry hulle jammer, dit is my bitter moeilik om my gif te spuit, maar hulle is moeilik deesdae. Hulle vat oor, regtig waar. En dan natuurlik die ander ding, wat ons hier nou ook gekyk het, daai korreltjies, is die gif wat hulle ronddra, dit lyk soos broodkrummels. Dis die tipe gif wat hulle dan dra en nes toe vat, en dan word hulle tot die koningin word daarmee gevoer en sy gaan dan dood en dis hoe die hele kolonie vernietig word. Het ons vir die luisteraars gevra wat is natuurlike maniere om hulle dan nou uit te wis of nie regtig nie. Nee, maar ons het 'n stukkie daaroor. Boererate. Ja, boererate, die ding wat ek het so klein stukkie kon kry wat daarna kyk, maar ek glo nie is genoeg nie. Dan kan ons altyd WhatsApp. Ja. Behalwe natuurlik om hulle uit te vee die hele tyd, maar dan kom vinnig weer terug. Sekere soorte gif veroorsaak iets besonders. Baie moderne miergif werk nie deur die mier onmiddellik dood te maak nie. Het ons daai gelees? Daai is, ja. In 'n mate is dit hartseer, maar kenners sê, mure wat gif optel en wegdra, moenie versteur word nie. Hulle is besig om die gif self na hul nes toe te vat. Dit is eintlik hartseer. Maar so baie man. Mure kan soms 'n groot probleem word, veral as hulle in groot getalle in die huis kom. Maar hulle doen eintlik baie goeie werk in die natuur. Hulle help om grond te belig, breek dooie materiaal af en eet skadelike insekte. Wat daai nou ook nogal hy wat hulle skadelike insekte, ja. Ja, ek weet nie of hulle al agtergekom het nie op 'n plant. Die oomblik wat, en dit het ek maar destyds in die kwekery geleer, by 'n tannie wat by wie ek oorgeneem het, wat ook al oorlede is. As die oomblik wat jy mure op 'n plant sien, dan weet jy daar's luise. Want hulle eet daai luise af van die so jy is al versigtig om die mure te spuit, want dan Ja, dis 'n catch-22. Wil jy die muur dood hê of wil jy die luise van jou plant af hê? Jy gaan nie altyd reg kry dieselfde tyd nie. Nee, weet jy, hierdie catch-22 laat my dink aan die storie wat ek gehoor het van die ou storie wat hulle vir 'n ou gevra het wat is eerste die hoender of die eier. Toe sê hy nee, ek weet nie, ek het eers geweet dat dit geduis nie. Maar daar is sagte metodes om mure te beperk sonder baie gif. Hou kos goed toe en vee die krummels op, veral as jy brood gesny het. Vir deesdae koop ons gesnyde brood, so daar behoort minder krummels te wees. En soos my ma gesê het, kry 'n bordjie, sit die brood daarin, moenie op die kas werk nie. Ek onthou dit.
Asyn of suurlemoensap op plekke waar mure loop. Dit versteur al reukspore. Kaneel of pepermentolie naby ingange, mure hou nie daarvan nie. Maak krake en openinge, hier is nou weer vir die manne dink ek, by deure en vensters toe. Dit keer nie altyd alles nie, maar dit kan die probleem baie verminder. Maar die probleem is nou ons, as dit so warm is, maak ons die vensters oop. So dit is 'n uitnodiging vir hulle om in te kom dan. Ja, en dit is verbasend wat klein gaatjies kom hulle deur. Ja. Voorbeeld van diere wat mure eet. En party van hulle leef amper hoofsaaklik van mure en termiete. Nou nommer 1 is die muurvreter, die aardvark. Ja, wil jy van hom vertel? Hy kom meestal snags uit. Met sy lang snoet en taai tong lek hy mure en termiete uit hul neste. Sy tong kan baie vinnig in en uit beweeg om duisende insekte op te tel en is ongeveer so 30 tot 60 cm lang. So weet jy, dis langer as 'n liniaal. Ja, liniaal is 30, so dis 2 liniaal lengte. Ja. Dit is baie lank. Maar kan jy dink hoeveel mure hy moet eet om versadig te raak? Maar glo nie, hy eet net mure nie. Insekte sien ek ook. OK. Wat is die pangolien? Dis die skubdiere. Nou dink ek hy lyk, ja. Sy lyf is met harde skubbe bedek. Hy het geen tande nie, maar 'n baie lang klewerige tong. Hy eet hoofsaaklik mure en termiete. Ja, dis goed. En dan sekere akedisse, paddas en voëls eet ook mure wanneer hulle dit kry. So met ons hier ons aardvark en In die huis aanhou. Skubdier in die tuin aanhou. Die aardvarkie, ja. Ja, dit kan oulik wees. Of akedisse is daar definitief te sien in die tuin. Ja. Staan. Ek het baie voeltjies, so ek moet hulle minder kaas gee, dan kan hulle meer mure eet. Die natuurse balans is interessant. Daar's soveel mure op aarde, dat selfs diere wat baie mure eet, hulle nie kan uitroei nie. Met soveel mure op aarde, bly die klein werker steeds een van die planeet se suksesvolste spesies. Baie interessant luisteraars as julle nou ingeskakel het en ek sien ek het nou 'n WhatsApp hier gekry van Marlene en Arthur. Hulle het nou ingeskakel. Welkom. Dis lekker om sulke nuwe luisteraars te kry. Baie welkom by Radio Fynbos. Ons praat oor mure onder andere. En dan natuurlik ekskuus tog Veronica, Ride en Jan Jacobs na die Wedstryd. ja, ek wil dit alweer sê. Na die program gaan ons julle volgende lied Mississippi van Pussycat speel. Luister, bly ingeskakel. Almal bly ingeskakel. OK? Veronica, swamboere. Ja, ons gaan eers sê die snaakse muurstories, ja. Okay. Sommige muurspesies in Suid-Amerika voer letterlik oorlog met ander muurkolonies en vang dan selfs slawe om in hulle nes te werk. Ja. Nou, daar is ook al, ek mense kon dit sien. Ja, en dan swamboere, Leonie, Swamboere in Suid- en Sentraal-Amerika. Dis blaarsnyer mure. Hulle sny klein stukkies blare van plante af en dan dra hulle dit in lang rye terug na hulle nesies toe. Die mure lyk asof hulle klein groen seiltjies bo hulle koppe dra. Onder die grond maak hulle spesiale kamers in hulle nes en hulle kou die blare in klein stukkies en gebruik dit as kompos waarop hulle spesiale swam laat groei. Die swam is dan die kos vir die hele kolonie. Ongelooflik. weet jy, ek kan nie help om te dink, hoe klein is daai muur se brein om, ek meen, hy moet 'n brein hê. Ja, so, ja. so hoe klein kan daai brein op daai klein muurtjie wees om daai dinge te kan laat doen? Dis ongelooflik. Ja, en hulle sê, wetenskaplikes sê, hulle boer die mure boer al meer as 50 miljoen jaar met die swamme. Lang voordat mense begin boer het. Wanneer so 'n kolonie verhuis, neem die koningin 'n klein stukkie van die swam saam na die nuwe nes toe, sodat sy 'n nuwe swamplaas kan begin. En niemand sê vir hom wat te doen nie. Sy weet net sy moet 'n stukkie saamvat. Vir my amuserend, ekskuus tog julle, is daai klein groen seiltjies bo hulle koppe. Dit sal 'n mens lyk so. ja, dit lyk so ja. Ja, dit sal ons baie laat dink aan windsurfers. Ja. As ons Ja, jy weet so iets. Nou dan kry ons die honeypot. Oh.
Daai mure leef veral in Australië, Suidwestelike Verenigde State en New Mexico. Hulle werk as volg. Sommige mure, werkermure, hou baie kos in hulle liggame op. Hulle, veral die nektar en sap van plante. Hulle swel soos klein sakkies en kan dan baie meer kos hê as 'n gewone muur. Hierdie mure sit gewoonlik stil in die nes en word lewende kos voorraad. So, wanneer ander mure van die kolonie honger is, lek hulle die vloeistof van die honeypotmuur af, soos 'n lewendige kosstenk. Die kolonie het dus altyd voorraad beskikbaar. Interessant. Kan jy glo? Ek sal wil graag sien hoe lyk daai honeypotmuur. Ja. Dis 'n taai storie daai hoor. Wetenskaplik is dit opgemerk dat sommige van hierdie honeypotmure tot 30 keer hulle normale gewig kan dra as hulle volgepak is. Vol heuning natuurlik gepak is. Stel hom voor 'n muur wat so vol kos is dat hy soos 'n klein sappige sakkie hang. Die ander mure lek sy nektar soos mense van 'n heuningpot eet. Hierdie mure is lewende kosblikke en die kolonie floreer selfs in die droogste tye. Yes, so het elkeen sy doel, né? Ja, jou beurt, dankie. Een muur klaar ek werk van oggend tot aand. Die ander een sê, moenie kla nie. Onthou, ons is nie vakansiemure nie, ons is werkmure. Ja. En soos Leonie gesê het, die woord sê vir ons, gaan na die muur en kyk, luiheid. Ja. Die mure wys vir ons selfs die kleinste dra 'n krummeltjie by en saam bou hulle iets groot. Miskien kan ons vandag iets by die mure leer. Werk saam, dra jou krummeltjie by. En as die las swaar raak, onthou, selfs 'n muur kla nie vir te lank nie. Ja, dis pragtig. Dis pragtig. En dit kom ons einde in ons program wat ons vol huppel in ons stap is. En Jan en Lida Jacobs, julle gaan nou luister na die laaste song. En ons sê weer eens welkom vir Arthur en Marlene. Dankie dat julle ingeskakel het. Van my kant af, mooi loop. Leonie, Ja, sy luisteraars, dankie dat julle na ons program geluister het. Ons gesels oor alles en nog wat. En dan maak ek gebruik van die geleentheid om vir julle te sê, julle kan adverteer by Radio Fynbos. Ek kan julle die versekering gee, die tipe advertensie en die tipe pakket gaan jy nêrens kry nie. So kontak ons gerus as jy ook wil jou besigheid gesien laat word. En ons is mos nou almal mure. So jy bring jou advertensie vir ons, Chantay gaan dit baie mooi maak en ons sorg dat dit 'n plekkie kry in die son waar jy ook raak gesien word. dis reg. En van my kant af, baie for now. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons.